Altyd baie lekker om saam met jou te kuier en kan jy glo 'n nuwe week, dis maandag aan en glo jy het 'n besonderse dag agter die rug. Nou ja, vir my, Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier en ek kan glo dat hierdie week het net 'n bang afgeskop. Nou, jy wat ingeskakel is, baie welkom. Mag vanaand sommer vir jou besonder baie beteken en mag jy werklik net ervaar deur hierdie boodskap ook God se nabyheid in jou lewe. Ek wil vir jou sê, terwyl jy ingeskakel is, dat jy nie alleen is nie. Jy moet dit altyd in gedagte hou, jy's nooit alleen nie. Gaan ek deur 'n dal, God is met my. Val daar 1000 aan my een kant, 10.000 aan my ander kant, ek hoef nie te vrees nie, God is met my. En baie keer kom vrees, en dit roof ons van die nou oomblik. Jy sal my nommer sien verskyn op die platforms deur die loop van die sessie vir as jy aan ons groep wil behoort. Dit is gratis, laai op die groep, jy ontvang dagstukkies en jy stuur net jou naam en jou van en ons plaas jou op die groep. Het is vir my baie belangrik dat die woord uitgaan en dat ek en jy sal groei in die Here. Groei in my lewe, groei in elke faset en nie uitmis op die plan wat God vir my in stoor het nie. God se plan vir jou lewe is die beste. God se tyd is die beste. Ek wil begin om vir jou te sê wat ingeskakel en dis nie hoe jy val nie, maar hoe jy opstaan wat die verskil maak. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar daarom nie meer waar ek was nie. Goeienaand vir my, Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier, en juis hierdie tema wat ek oor gesels vanaand, ek sit in 'n diep gat, maar God sien my. En as ek praat van die diep gat, dan praat ek van die angs en die vrees, depressie, wat ons telke male in ons lewens beleef en ervaar. En baie keer is dit vir weke, vir maande, vir jare. Baie welkom. Mag hierdie sessie vir jou in 'n besonder vanaand iets beteken. En ek wil begin om te sê, Here, wil U vanaand nie vandag by hierdie man en by hierdie vrou kom stil staan, hom kom aanraak en kom bedien. Here, dit wat vanaand die kwelling van haar of sy hart is, dit wat die vrees is, dit wat, Here, voel, of dit haar opvreet, om doodmaak. Wil U vanaand met die liefde en die krag kom stil staan, en hom en haar bedien. Here, omvou hom en haar met U krag, met U sterkte. Dankie vir die prys wat U betaal het, wanneer ek swak is, sê Paulus, wanneer ons swak is, dan is ons sterk. En Here, ons voel, ons sit in 'n diep gat baie keer. Voel of ons uit 'n gat uit kan kom nie. Ek bid vanaand dat in haar en sy swakheid, hulle U sterkte sal ervaar en beleef. In Jesus se naam. Amen. Baie mense sit in hulle lewens in stilte en sê, en moontlik is jy vanaand daar, moontlik is jy vandag daar in jou lewe, wat jy sê, Stef, ek is moeg, ek is leeg, ek sien nie meer 'n uitweg nie, ek voel of alles wat ek doen, net nooit raak gesien word nie, alles wat ek sê, word ek nie gehoor nie, alles in my lewe loop tans net verkeerd. Dit voel of dit my vreet, dit voel of dit my versmoor in die dag en in die nag, en dit voel baie keer en meeste van die tyd, ek sien geen sin van om aan te hou leef. Ek bestaan net. Depressie, luister, lyk nie altyd soos trane nie. En soms lyk dit soos 'n glimlag voor mense, maar binne in jou is daar hierdie storm, dit is soos
'n wolf wat bly vreet aan jou? Maar hier binne woed dit. En jy luister vandag op een van die platforms en jy sê vir my hart voel, my hart fluister tot my siel, dit is my gedagtes vol, dit is my sit, dit is my stap, dit is my staan, Stef, ek voel net, ek kan net nie meer nie. En vandag praat ons eerlik met mekaar. Nie net geestelik nie. En jy moet my hart hoor. Maar ook emosioneel en selfs die fisiese. Kom ons begin om vir mekaar sommer net te sê, wat is depressie? Ek wil begin, en dit is vir my half, en ek sê dit baie sensitief, tong in die kies, dat in geestelike geleedering, in ons Christelike geloof, dat ons as kerk eintlik meer skade gedoen het deur om, en ek gaan baie uitbrei vanaand, dat ons die woordjie depressie 'n vloekwoord gemaak het. En net sommer sê, ag man, en onthou, ek weet, by God is alles moontlik. God kan 'n storm in een oomblik verander in 'n rustige, in 'n stille. By God is niks onmoontlik nie. Jy sê dalk, Stef, ek bid vir jare, man. Ek gaan kerk toe. Ek behoort aan 'n selgroep. Ek's deel iewerste van I belong. En ek sal tussen hulle sit, maar ek is stikkend. Ek wil nie meer nie. Ek voel net nie meer dat ek is nodig in hierdie wat ek nou is nie. Depressie is nie swak geloof nie. Ek wil eerstens begin om te sê, depressie beteken nie jou geloof is swak of jy bid nie genoeg. Ek wil vanaand vir jou sê, dis 'n kombinasie van emosionele pyn, trauma, natuurlik chemiese wanbalans in ons brein, die lewensdruk, en as ek praat van lewensdruk, dan praat ek van finansiële druk, ek praat van dood, ek praat van twis, ek praat van egskeiding, ek praat van verlies, ek praat van bankrotskap, en alles is besig om jou te druk, en jy sit selfs op die ouderdom van 70 vandag, en luister, en 75, en sê, Stef, ek is moeg, ek is moedeloos, ek sit in 'n donker gat. Dalk stap jy die pad vir 30 jaar. Dalk voel jy om nie meer eers te praat nie, want dit voel of my stem stil geword het. Dit voel of ek nie gehoor word nie. En dat simptome is wat jy moontlik beleef. Daai konstante moegheid. Ek het nie altyd die antwoorde vir alles nie. En ek is die eerste een wat my hand opsteek. Ja, wat sê het Stef al deur donker tye in sy lewe gegaan, o, jemmeltjie tog. Baie. Tye wat jy konstant daai moegheid ervaar. Moegheid wat jy nie aan iemand kan beskryf nie, jy wil nie uit die bed uit opstaan nie, dit is vir jou klaar te veel werk om net eers jou oorlosie langs die bed te vat. Dit voel vir jou, jy is soms so moeg dat jy nie wil asemhaal nie. Geen lus vir die lewe nie, verlies van hoop. Verlies aan hoop, dat ek het nie meer hoop nie, ek sien nie meer kans. Angs en vrees, Stef, is deel van my 24/7. Dis die siklus wat ek elke dag instap en ervaar en beleef. Jy sukkel met slaapprobleme. Iemand het eendag gesê, ek moet 'n pilletjie drink om te gaan slaap, en ek moet 'n pilletjie drink om wakker te word, ek moet 'n pilletjie drink om deur die dag te gaan. Dis dalk jy wat vandag luister, maar ek moet hoor wat ek sê. Selfs jou eetlus het jy verloor. Jy wil nie meer eet nie,
Dan eet jy te veel, dan eet jy te min. Dan wil jy niks eet nie. Baie keer doen dit ook dat ek en jy skuldgevoel het. Ons voel skuldig teenoor onsself en teenoor ander, selfs al weet hulle dit nie. Loop jy met hierdie skuldgevoel? Ek wil terugkom vandag en ek wil sê dat skuldgevoel is nie van God nie. Jy sien, God is 'n God wat sy Heilige Gees in ons geplaas het. Die Heilige Gees se funksie is nie om jou aan te kla nie. Die Heilige Gees se werk is om jou en my te oortuig. En vanaand wil ek nie poog om te sê ek het al die antwoorde nie, maar ek wil jou bring na die woord en ek wil jou uitbring om jou te kom bedien, sodat jy vandag weer die moed sal hê om op te staan. En te sal hoor, wat sê die Here oor my? Oor waar ek sit? Is ek die enigste een? Nee, jy is nie die enigste een wat deur dit gaan nie. Ons voel so, en ek wil vir jou ook sê, die aanklaer Lucifer sal by jou hierdie skuldgevoel laat los, dat jy 'n swakkeling is. Daai gevoel van, ek is waardeloos, ek het geen waarde nie, ek het geen rol om te vervul nie, en baie keer voel ons dat, ek maak sommer net 'n einde aan my lewe. Kan ek vir jou sê, ek om met dit te doen gekry in my lewe? Baie gevalle. Ek weet van gevalle van besonderse mense, wat op medikasie was, en toes die medikasies verander, nuwe dokters met nuwe voorstelle, en ewe skielik die wanbalans, en dan die emosies wat oorneem, en jy beheer verloor oor jouself, het ek 'n paar mense al begrawe in my lewe, wat 'n einde gemaak het, aan hulle lewens, wat net nie die sin meer gesien het, om te wil opstaan, en te wil aangaan nie. Ek vind dit baie keer in my spreekkamer, wanneer 'n man of 'n vrou met my praat, of my kom sien, hulle voel so hopeloos. Die gedagtes van, Pastor Stef, ek wil net verdwyn. Kom ons raak nou 'n bietjie geestelik, en ons gaan kyk 'n bietjie in die woord, na godsmanne, wat in so geweldige greep van hopeloosheid was, dat as jy 'n naam kon gee, in daai oomblik, dan sou die woordjie depressie baie sin gemaak het. Dawid. Psalm 40, koning Dawid, die woord sê, 'n man so na God se hart. Koning Dawid. Psalm 40 sê in vers 3. Hy sê, hy het my uit die modderige sluik getrek. Hy maak 'n verklaring dat hy lê in die modder. En jy voel vanaand dalk dat jy in hierdie diep gat sit. Dawid was in 'n gat, emosioneel, in die fisiese en ook in sy geestelike, skryf hy dat ek is uit hierdie modderige sluik uitgetrek. Dis so baie keer dat hierdie so sterk greep op jou het, dat dit jou trek. Elia, in Konings 19 kom hy en hy sê in vers 14, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe. Hierdie man van God, 'n profeet van God, wat net nie meer wou leef nie, en hy kom in 1 Konings, hy sê, Here, vat dit asseblief my lewe. Ek dink hy was so moeg en uitgeput, dat hy kon nie sy eie lewe eers neem nie, dat hy dit net
uiter. En sy vat net my lewe. Alles het hom oorval. Hy was die vorige dag in sy lewe, op die toppunt van oorwinning, en die dag daarna, in die diepste gat. En ons voel ook baie keer dat ons so kosmose penstreep kan trek van ons is op en af, en dan sê ek met 'n haai, en dan het ek 'n lou. En pastoor Stef, ek sukkel om uit hierdie greep uit te kom. Hier was selfs godsmanne wat daar ingesit het. Ek wil jy moet verstaan dat depressie beteken nie dat God het jou verlaat nie. Daar's baie leuns rondom depressie. Leuns rondom hierdie donker gat. Depressie kom in dit fluister, en ek wil jy moet vanaand die koste bereken van jou mens wees, en jy moet ook sien die waarde, hoe lief God jou het. En in hierdie kom depressie, en dit kom fluister, jy is alleen. Dit bring jou dat jy kan glo, jy's alleen, al sit jy tussen mense. Niemand verstaan jou nie. Daar is baie keer hierdie gevoel van my stem word stilgemaak. En jy voel, jy stap in die pad alleen. Al sal woorde en belangstelling en die support daar wees, voel jy dit nie, sien jy dit nie, want ons glo die leuen van die alleenheid. Ons glo die leuen van, hulle verstaan my nie. En dan ook, waar baie mense sit tans, ek sien geen uitweg nie. Pastoor Stef, ek sien geen uitweg nie. Ek wil verder gaan, en ek wil jou aan 'n vers herinner, in Jesaja 43 vers 2, waar God kom en hy sê, wanneer jy deur die water gaan, is ek by jou. Psalm 34, kom hy en hy sê in vers 19, hierdie pragtige bevestiging van wie God is. Hy sê, ek, die Here jou God, is by die gebrokenes van hart. Ek wil by jou kom stilstaan en vir jou sê wat gebroken is. God sien jou trane. Ek sê dit baie keer dat daar's 'n vervaldatum aan trane. En as jy die kruik gebreek het, God kom herstel. Die waarheid is, en ek wil jy moet hoor, terwyl jy dalk voel, jy in hierdie gat sit. Jy is nie alleen in hierdie gat nie. God is met jou, saam daarin. Kom ons praat oor die realiteit, die werklikheid van pyn. Die werklikheid van pyn in jou en in my lewe. In ons handel en in ons wandel, in ons sit en ons staan, en in ons lê. Ons leef in 'n tyd van verskriklike ekonomiese druk. Ekonomiese druk, werkloosheid, skuld,
bankrotskap, verlies van 'n geliefde vir wie jy baie lief was, trauma en seer en dis vir my altyd hartseer om met mans te werk wat in die oorlog was, wat met daai trauma as jong seuns moes grens toe gaan en nooit geleer het of nooit gehelp is na daai traumas. En as jong seuns net moes uit die weermag uit sterk mans moes word, wat nog nooit gedeel het. En baie keer, omdat ons nie deel nie, bou hierdie op en dan een dag, dan het dit sy klimaks bereik en dan is daar hierdie ontploffing in 'n man en in 'n vrou se hart en lewe en ander kan nie verstaan nie en jy self sit, hoekom en waarom? Ek dink aan myself wat deur 'n plaasaanval was baie jare gelede en soms, wanneer ek tog nog selfs daaroor praat, dan loop die trane. Traumas, verliese, die seer. Vandag sit ons met boere met die bek en klou, wat maar net moet sterk wees, wat plaas aan die gang moet hou en in sy binneste moet deel met al hierdie stemme. En ek weet net nie meer wat 'n stem om na te luister nie, Pastoor Stef. As vrou sit jy in die diep gat en is oralste net al hierdie stemme wat maal. Dit steel jou hoop, dit steel jou vrede, dit steel jou vreugde, dit maak jou stem stil. En ek wil jy met my hoor vandag en jy sal my nommer sien verskyn op die platforms, Ivan op TikTok en so ook op Facebook het ek gesien, het jy weet my nommer ook al 'n paar keer opgekom en skryf my nommer neer, stuur jou naam en jou van, ek laai op ons groepies, ek gaan hierdie boodskap ook hierna op ons groepe plaas, dat jy dit kan gaan lees. Ek het nie al die antwoorde nie, God is my antwoord, maar mag hierdie vanaand dalk net vir jou, vandag net vir jou dalk moontlik net help om daai stap te neem. Want wat kom doen hierdie alleenheid en hierdie stemme? Ek verloor my waarde, ek verloor my identiteit, ek verloor my menswees. En dit vat my hoop weg. Dit kom steel my vrede en my vreugde. Ek wil vandag vir jou sê, jou omstandighede bepaal nie jou en my eindbestemming nie. Ek moet iets ander raak. Medikasie en ons breins is baie belangrik, want dis nie 'n sonde om medikasie te gebruik nie. As jy jou nommer hier sit, gaan ek nie kan jy my nommer verskyn daar, soos skryf my nommer neer en stuur maar net jou naam en van na my toe. Kom ons sê dit vir mekaar duidelik. Kom ons wees oop vandag en praat hieroor en ons sê vir mekaar, dis nie sonde om medikasie te gebruik nie. Jesus het self 'n dokter in sy midde gehad wat saam met hom geopereer het. God het dokters gegee. Hy het wysheid gegee. Hy het kennis van die liggaam gegee. En ek wil vir jou sê dat die brein kan chemies uit balans uit wees. Hormone kan verkeerd werk. Soos jy insulien gebruik vir diabetes, bloeddrukpille vir hoë en lae bloeddruk. Net so kan medikasie help om jou in 'n beter posisie te plaas.
geloof, hoor wat ek nou sê, geloof en hulp werk saam, nie teen mekaar nie. Geloof en hulp. En daarom is dit daar tot jou en my beskikking. Ek moet hierdie aan jou noem, want dit help nie ons praat net oor die simptomes en daaroor, maar hoe maak ek nou wat in hierdie gat sit? Wat doen ek nou volgende om vorentoe te beweeg? Want ek glo, daar's 'n noodkreet in jou siel, in jou hart en jou gees wat uitroep en sê, Here, raak my aan. Here, help my uit hierdie uit. Dis 'n wilsbesluit. Dis 'n besluit wat jy in jou menswees moet neem. Hoe God jou uit hierdie gat uitlig, nê? Eerstens wil ek sê praat. En as ek sê om te praat, dan wil ek vanaand vir jou sê, moenie stil bly nie. Ek wil vanaand vir jou sê, vandag vir jou sê, daar is soveel mense, wat die ewigheid in is, wat dit kon verhoed het, sou hulle maar net gepraat het. Praat met iemand. Soek hulp. Moenie alles alleen veg nie. Tweedens, terwyl jy op 'n plek kom om te praat, wil ek vir jou sê, herinner jouself aan die waarheid. Dit is so belangrik om jouself aan die waarheid te herinner. Nie hoe jy voel nie, maar wat God sê. Ek sê vanmiddag vir Barry in my boekhouer, daar's twee dinge wat ek vir my altyd self sê. Is dit 'n goeie plan of is dit God se plan? Nie hoe jy voel nie, maar wat sê God? En daarom is dit belangrik, hy sê in Romeine 8 vers 38, niks sal my skei van die liefde van God nie. Ek gaan dit eers beleef en ervaar en die krag van God ervaar, die oomblik wanneer ek by God gaan sit. Die oomblik wanneer ek my hart uitstort vir God. Sometimes it feels he's 4 days late, but he's always on time. Niks kan jou my van sy liefde skei nie. Derdens wil ek sê, klein stappies. Ek moes leer na teleurstellings, na vernederings, na vervolging, na foute, na ek geval het in baie verloor het in my lewe. Ons almal val iewerste. Ek praat nie van gees, ek praat van val in besigheid, val in verhoudings, val in besluite. Hoeveel keer jy jouself kwaadlik neem en dan so hard is teenoor jouself. En ek het geleer om in my lewe in die laaste 20 jaar vir myself genade te hê. Genade. Ek moes leer om weer in baie areas, ek is nie iemand wat kan lê nie, bly lê nie. Na teleurstellings moes ek weer opstaan, waar ek gewoonlik tree kon gee, moes ek net leer om weer te staan. Leer om my gedagtes en my hart in 'n ritme te kry met my liggaam. Baby steps. Op hard wees teenoor jouself. Klein stappe. Staan op, gaan stap, eet, kry vir jou 'n stokperdjie.
weet, ek sien iets moois op Media 24, waar daar nou 'n daycare is vir bejaardes. En ek dink, hoe mooi. Want jy kom op 'n plek van aftrede, en jy sit net, en jy verval in depressie, want jy het jou waardigheid as man, jou waardigheid as vrou verloor. Nou kan ek tussen mense gaan sit, wat ook besig is. Die oomblik wanneer jy nie besig is nie, dan hardloop hierdie ratte. En is dan partykeer, wanneer hierdie ratte strip. Wat sê ek vir jou? Praat, herinner jou aan die waarheid, wat sê God oor my, wat sê God oor my situasie, wat sê die woord? Gehoor wat sê God, nie wat sê mense, en wat sê die stemme nie. Vat die woord, spreek het oor jou uit, spreek het partykeer, moet ek het hardop sê, dat my eie ore, my eie hart hoor wat ek sê, sodat ek het kan glo, sodat in werking kan kom. Klein stappe. En hou vas aan hoop. Want Jeremia 29 wil ek jou aan herinner, wat baie bekend is, wat jy dalk ken, maar wat ons nie toepas nie. In vers 11, ek het gedagtes van vrede vir jou, om vir jou 'n hoop en 'n toekoms te gee, 'n hoopvolle toekoms te gee. God koester mooi gedagtes oor jou. God se plan vir jou lewe het nog nooit verander nie. God se liefde het nog nooit verander vir jou nie, mevrou. Wat met jou kragtige waarheid deel. Jy mag in 'n gat wees, maar jy is nie begrawe nie. Die vyand sê vir jou, wat nou luister dalk, waar jy sit en wat jy deurgaan, dis klaar. God sê, dis nie die einde nie. Die wêreld sê, it's finished. God sê, dit begin nou eers. Ek jy kom, eintlik profeties kom bemoedig, deur om vir jou te sê, en ek voel om vir iemand dit nou te sê, en ek wil hê jy moet my hart hoor. Jy gaan weer lag. Jy gaan weer asemhaal, sonder swaar, sonder moegheid. Jy gaan weer hoop hê. Hierdie seisoen, wat jy tans in is, gaan nie jou hele storie wees nie. En dit weet ek vandag. En ons verloor baie keer ons nou oomblik. Ek is waar ek is as gevolg van besluite wat ek gister en eergister in my lewe geneem het. En die besluite wat ek nou neem, het 'n effek op môre. Ek glo en vertrou, hier het jou bemoedig. Bietjie meer as 0:30. Ek kan nog ure praat, maar dit vra dat ek die stap moet neem. En ek het net nou gesê, hê genade vir jouself. Baby steps. Wees vertrou. Vat die woord. Stef, ek bid maar voel of niks gebeur nie. Ek wil vir jou sê, 'n goeie moed. Ek het geleer in die valleie. Ek het geleer in die eensaamheid, wat ek baie keer vir myself glo, ek is alleen hier in hierdie gat. Het ek besef,
God was saam met my. Mense het my dalk verlaat, dinge het skeef geloop dalk in jou lewe, en jy sit nou waar jy sit, hy's met jou. Ek sal saam met jou deur hierdie storm gaan. Ek is saam met jou in hierdie boot. Dit voel dalk jy sink, maar ek is met jou. En dit is vir my so belangrik, dat hierdie jou sal tref, dat die besluite, wat ek vandag neem, het effek op môre. Ek moes weer opstaan. Ek moes weer in myself glo. Al het ander opgehou glo. Al het ander opgegee op jou. Jesus, when he was on the cross, you and me was on his mind. We were on his mind. Ek sal jou nie begewe. Ek sal jou nie verlaat nie. Here, ek bring hierdie man en vrou wat sê ek sit in hierdie diep gat vandag na u toe. U sien hulle pyn. Here, u sien hulle trane. Wat niemand anders te raak sien nie. Wat ander nie eers van weet nie. Ek bid vir genesing vir jou hart. Jy wat nou luister. Ek bid vir jou hart. Boeta Sissa, vir vrede in jou gedagtes, vir balans vandag in jou lewe, vir krag om nog een dag aan te hou. Ek wil kom en ek wil kom lewe spreek. En ek wil jou uitdaag daar waar jy sit, en wanneer jy luister na hierdie boodskap, dat jy lewe sal spreek waar jy dood voel. Lewe sal spreek oor daai leegheid, waar daar donkerte is. Here, lig hierdie Boeta, hierdie Sissa vandag uit hierdie diep gat uit. Lig hulle uit en plaas hulle voete op die rots. Dis my gebed vir jou in Jesus se naam. Amen. Jy is nie klaar nie. God is nog nie klaar met jou nie. Ek het jare gelede 'n T-shirt gesien wat voorop staan, I'm not perfect. En agterop gestaan, because God's not finished yet. Hou op te hard wees teenoor jouself. Kom by dit uit en gebruik hierdie as 'n middel, as leiding. Ek bid saam met jou. Bid saam met jou uit hierdie, om die regte besluite te neem. Jy is meer as die woorde van mense. Jy is meer as die situasie en die omstandighede wat jy tans in is en wat jy deurgaan. Dit definieer nie wie jy is nie. Jy is meer. Ek moes leer om weer op te staan, my stem te laat hoor en te besef. Lucifer wil my stem stil maak, maar my storie is nog nie klaar nie. En tans is Vader besig in my lewe en is my storie besig, hoofstuk vir hoofstuk, om geskryf te word.
Partykeer voel jy wil hy bladsy uitskeer en jy wil jou oë toedruk en jy wil hê niemand moet daarvan weet nie. O, maar ek het 'n God van genade, God van liefde. En ek wil vir jou sê, het jou baie diep lief, innig lief. Mag jy een besonderse nagrus hê, 'n mooi dag hê. Ek kyk uit elke weeks aand, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aande vir die laaste paar jaar tussen 8 en 9. Ek hoor die ander aand. Hulle sê daar in die Kaap, en ek meen die Kaapenaars is die meeste wat aan my luister, in Namibië en oralste Pretoria, maar ek hoor, hulle sê, jy's ons program in die aand, tussen 8 en 9. As jy nie op is nie, dan voel ons aand net of daar iets kort. Wel, ek wil vir jou sê, is my elke aand lekker om saam met jou te kuier en glo hierdie het jou gestig en stap in oorwinning. Baie lekker gewees om saam met jou te kuier en goedheid en guns, stap in oorwinning, stap in jou deurbraak. Soete nagrus. God bless.